byeenkoms. En dit maak nie saak wat gebeur nie, ons Here lewe nog steeds. Kom ons maak net ons oë toe, Here. Sê vir U dankie vir hierdie geleentheid om so opgewonde te kan wees, om te weet dat U werk, ongeag situasies, dat U werk, ongeag die tydperk. U is nog steeds daar, U is nog steeds dieselfde, vandag, môre en vir ewig. En dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Dankie dat U is met ons, saam met ons, en dat U vir ons lei. Kom dan, Heilige Gees, en lei my in hierdie woord, soos wat ons al reeds gevra het, en ons dankie, en ons loof U, en ons gee vir U al die eer, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, ons gaan, ek het nou 'n PowerPoint gebring, en daar sê hy, nou werk hy nie. So, dis awesome. Jesus gaan Jerusalem binnekant. En dit kan jy gaan lees in Matteus, in Lukas 19 vanaf vers 28 tot 48. Daar sal jy lees waar Jesus op pad was Jerusalem toe en hoe hy sy disippels uitgestuur het en vir hulle gesê het, gaan vooruit en dan gaan kry julle 'n donkie wat vasgemaak is of 'n esel wat vasgemaak is en dan bring julle hom hiernatoe sodat ek met hom kan ry, sodat ek kan ingaan in Jerusalem in met hom. En dit is presies wat hulle gedoen het en hy het ook vir hulle opdrag gegee en gesê, luister hierso, as julle daar kom en die mense vra waarvoor wil julle hom hê, dan sê julle vir hulle dat ek het hom nodig en ek wil hom hê. En ek wil met jou praat vandag oor die ingang van Jerusalem, maar die Here wys vir my 'n ding en hy sê vir my, weet jy wat, dit is elke jaar dieselfde stories, dit is elke jaar dieselfde ding en dit raak later onder gewoonte by mense om met Paastyd te kom sit en dieselfde dinge te kom luister en dieselfde dinge te kom hoor. Hy sê, maar waarvoor was dit gewees? Die Here maak dit vir my baie duidelik. Hy sê dit is nie net 'n ding wat gebeur het nie. En dit moenie net 'n Paasnaweek storie raak nie, want 'n storie raak soos 'n ritueel. Ons kom nou maar weer luister en ons ken hom nou al uit ons kop uit, dat ons nou al 12 jaar geluister dieselfde ding. Jesus sê ek wil 'n verandering maak, want dit is waarvoor ek gekom het. Ek het nie gekom om vir julle stories te kom vertel die hele tyd of julle my jammer te kom kry nie. Hy sê dis nie waarvoor ek gekom het nie. Ek het gekom en ek het in Jerusalem ingegaan en op dieselfde manier wat ek vir Jerusalem ingegaan het, dieselfde manier wil ek in julle hart. Op presies dieselfde manier wat ek daar voorbereiding getref het ek alreeds voorbereiding getref vir jou. Want ek het jou geken nog voordat jy gebore was. Ek het jou naam al uitgenoem. Jy sit miskien vandag hierso en jy sê, ek is Sondag, ek moet weer kerk toe gaan. Maar ek wil vir jou opgewonde maak om vir jou te sê, dit is nie net Sondag om kerk toe te gaan, maar dit is 'n ontmoeting met God. Dis hoekom jy hier is. Dis omdat jy 'n ontmoeting met hê vir die een wat jou geroep het by jou naam nog voordat jy gebore was. Die een wat weet deur wat se struggles jy gaan in jou lewe. Die een wat weet wat se uitdagings jy in jou lewe het en waardeur jy gaan op die oomblik. Die een wat weet wat se drome jy het vir jou toekoms. Die een wat weet wat jy graag op die oomblik wil hê wat jy nie het nie. Die een wat vir jou dood gegaan het aan die kruis, die een wat op die esel gesit het om in te gaan in Jerusalem in. Net soos dat hy ingegaan het sê, ek wil in jou hart inkom. Ek wil daar kom bly en ek wil 'n verandering kom maak. Voordat Jesus in Jerusalem ingegaan het, het hy 'n beplanning gehad van wat moet gebeur voordat hy daar kon ingaan. Hy het gekies op die manier wat hy ingaan. En toe hulle die esel vir hom bring, toe vat hulle klere en hulle trek hulle klere uit en hulle sit hulle klere bo op die esel. Want hierdie is 'n liefdesverhaal van dit wat hulle vir hom wil gegee het. En daai tyd het hulle nie baie gehad nie, maar dit wat hulle gegee het, het hulle gesê, ek trek my klere uit.
Ek sit dit op die esel sodat jy daarop kan sit. Ek vat my klere en ek gooi dit in die pad neer. Ek maak 'n pad vir jou oop, Jesus, dan het dit palmtakke gevat en dit voor hom neergegooi en gesê, sodat hy net kan gelukkig wees, sodat hy die beste kan kry, want God het hom gekies om die verlossing te kom doen vir jou en vir my. En daarom het die mens nie geweet wat gaan gebeur nie, maar was hulle gedryf deur die Heilige Gees om sekere dinge vir hom te doen. Sodat ek glo nie hulle besef wat hulle gedoen het om hulle klere te gooi nie. Ek glo nie hulle besef wat hulle gedoen het om hulle klere op die donkie te sit nie. Baie van hulle het al reeds geweet dat hy is die seun van God wat gestuur is. Maar ek wil vir jou spesiaal sê, Jesus sê, ek wil jou hart inkom, ek wil in jou hart kom bly, ek wil kom huis maak in jou hart. Net soos dat ek in Jerusalem ingegaan het en 'n verandering gaan maak het, want dit is wat hy gedoen het toe hy Jerusalem ingegaan het. Hy het 'n verandering gaan maak in die atmosfeer wat reeds daar was. Dit was sy doel gewees. Dit was nie sommer maar net sodat hy moet gekruisig word nie. Nee, daar was 'n storie gewees en die storie is vandag nog steeds daar. Vandag loop hy nog steeds dieselfde pad. Vandag is hy nog steeds besig met sy kerk. Vandag is hy nog steeds besig met jou en my. En vandag is jy deur Jerusalem. Jy is die stad waartoe hy wil ingaan. Jou hart is vir hom so belangrik dat hierdie storie simboliseer wat op die oomblik aan die gang is in die geestesriem. Miskien sit jy hierso en jy sê ek kom kerk toe en ek kom hoor, maar my hart is gebroken. My hart is stikkend. En ek mis iets. Jesus sê, ek is die een wat wil inkom. Ek is die een wat 'n verandering wil maak. En in die donkie het hy opgeklim op die donkie. En die donkie was nog nooit gery gewees nie. En met die donkie het hy gegaan en is op pad na die stad toe. En op pad stad toe sê die fariseërs hom, want die disippels begin juig en sing en halleluja en hulle prys sy naam en hulle sing vir hom. En van die verskriklike skrifgeleerdes sê vir hom, maar maak hulle stil man. Hy sê weet nie wat, as hulle stil raak, sal die klippe uitroep. Ek sal die klippe sê om my naam uit te roep. As hulle moet stil raak. Want God het my gestuur. En ons kan ook nie stil wees in vandag se tyd nie. In die Psalm sê hy juig en sing en loof my, want ek is waardig. Waardig is ek, die Jesus, die een wat gestuur is deur die Vader om vir jou te kom sterf. Ek is die ene wat gekom het om vir jou te sterf. Ek is die een wat gemaak het. Weet jy wat, en hy loop in die sinagoges en in die goeie tafels om, en hy sê, julle kan nie hierdie plek op 'n plek maak. Julle kan nie hierdie plek 'n plek maak van besigheid nie. Besef julle nie dat julle besig is met die dinge van die Here? Besef julle nie wat hierdie plek en hierdie sinagoge voor is nie? En ek wil vandag vir jou vra of jy besef wat jou hart daarvoor is. Ek wil vir jou vra vandag of jy besef hoekom het Jesus jou geroep? Hoekom het hy jou gemaak op die aarde? Jy is nie maar net hier nie om iemand se slaaf te wees nie. Jy is nie maar net hier om te kom sukkel nie. Jy is nie maar net hier om te kom swaar kry nie. Jy is nie maar net hierso om net te kom lewe nie. Soos Jesus die tafels omgegooi het, wil Jesus ook vir jou vandag vir jou sê, weet jy wat, ek wil jou hart kom verander. Ek wil 'n verandering kom maak, soos ek 'n verandering gemaak het in Jerusalem. In die geestesriem wil ek 'n verandering kom maak in jou lewe. Ek wil jou kom reg help. Ek wil die dinge kom regstel vir jou wat fout is in jou lewe. Ek wil inkom en jy moet jou hart vir my oopmaak, want dit is waar ek wil kom bly. Hy roep vandag, soos dat hy geroep het, toe hy Jerusalem ingegaan het. En mense het hom weggestoot. En net 'n sekere klomp mense het na hom toe gekom. Net so sê hy, kies ek ook net sekere mense om in my koninkryk in te kom. Jy moenie hierdie geleentheid mis
om te sê, ek gee oor. Jesus, neem my hart, verander my, want net U kan, ek is stikkend, ek is broos. En miskien het jy seer gekry in jou lewe, en jy steek dit weg, verander. Maar Jesus sê, ek weet, ek is jou immers gemaak. Ek het jou immers geroep om my kind te wees. En ek is die een wat die verandering kan maak. Niemand anders kan 'n verandering maak nie, behalwe hy, soos wat hy ingegaan het in Jerusalem en 'n verskil gaan maak. Hy het nie op 'n limousine gery nie en hy was ook nie ingevlieg gewees nie, maar hy was op 'n simpel donkie geklim en op 'n donkie ingegaan. Om te simboliseer dat hy die hartseer en die klein mens wat op die aarde is, dat hy eens is met hom. Hy kon, die engele kon hom ingedraai het, man. God kon 'n rooi tapuit oopgegooi het. God kon al sy vyande doodgemaak het op daai stadium. God kon die hele Jerusalem laat trompette blaas het, sodat hy kan inkom. Want hy was immers die koning van die konings. Maar dit is nie God se plan nie. God se plan is, hy het sy kind gestuur vir die wat stikkend is, vir die wat gebroken is, vir die wat in die wêreld is wat nie 'n antwoord het tot hulle probleme nie, vir die wat graag wil hê wat nie het nie, vir die wat honger is en nie kos het nie, vir die wat seer is en nie gesond is nie, vir die wat gebreklik is en verlam is. Dis vir hulle vir wie hy gestuur het. En hy het ook hom gestuur vir jou en vir my, om 'n verandering te kom maak daar waar 'n fout is. Jesus is seker die grootste en die beste restoreerder wat daar kan wees, wat nog ooit daar was. Want hy sal jou stikkende situasie vat en hy sal dit verander na 'n blywende situasie. Hy sal daar waar jy nie het nie, sal hy kom en sal hy vir jou voorsien, sal hy vir jou gee, want hy is wie hy sê hy is. Ek het in hierdie week 'n hele paar boodskappe aangaande genesing gebring en dit is weer 'n keer die punt van hierdie boodskap is dat hy kom en hy maak gesond waar daar seer is. Jerusalem was uitmekaar uitgebreek, Jerusalem was stikkend, Jerusalem was wêreldsmens of 'n wêreldsstad gewees. Voordat hy ingegaan het, staan Jesus stil en hy huil. Gaan lees daar in Lukas 19 vers 28 tot 48. Hy huil, hy sê Jerusalem, jy gaan tot niet. Jerusalem, jy is besig om tot niet te gaan. Jerusalem, jy breek uitmekaar uit, jy gaan niks van jou oorbly as jy so aangaan. En ek wil vir jou sê, my broer en my suster, jy gaan niks van jou oorbly as jy aangaan soos wat jy besig is om aan te gaan. As jy nog nie jou hart vir hom gegee het en werklik tot 'n bekering gekom het nie, gaan jy nie aangaan soos wat jy aangaan. Jy sal nie kan aangaan nie. Daarom sit jy hier vandag, want hy kom en hy wil kom restaurasiewerk doen in jou hart. Hy wil kom en hy wil die verandering maak. En met die intrapslag, soos dit al reeds gesê het, met die intrapslag in Jerusalem stap hy in die sinagoge in, en hy sien hoe deurmekaar is dit. Hy sien dat die mense preek die verkeerde goed, hy sien dat die mense is besig om handel te dryf in die plek van God. En hy sê, julle kan nie so aangaan nie. Kom reg. Kom 'n verandering en julle sal later hoor in die volgende preke sal julle hoor hoe hy preek en hoe hy die woord oopbreek vir hulle. En hoe hy besig was om in die geesteswêreld die restaurasiewerk te doen. En ek wil vir jou sê dat die geesteswêreld in jou lewe is die belangrikste ding wat daar kan wees. Want hy sê, pas jou hart op. Want jou hart is die vensters
Jou hart bepaal jou toekoms. Matteus 6 wil ek vir jou lees van vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot en roes verniel nie en waar diewe nie inbreek nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As ek in jou hart is, dan kan niks kom inbreek. As ek in jou hart is, sê hy, as ek in jou Jerusalem is, dan kan daar nie rowers kom nie. Dan kan hulle nie kom steel en roof en kom wegdra en jou seer maak. Hy sê ek is die een wat die situasies kan verander. Ek is die een wat vandag sal kom en 'n verandering kom maak in jou hart. Glo in my. Glo ook in my Vader wat my gestuur het. Spreuke van Salomo, hoofstuk 3 vers 5 staan daar: vertrou op die Here met jou hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in jou weë, dan sal jou paaie gelyk, hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Halleluja. By hom is daar skuiling. By hom is daar deurbraak. Spreuke van Salomo, hoofstuk 4 vanaf vers 20. My seun, luister na wat ek vir jou sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Wat is jy besig met jou hart? Wat maak jy met jou hart? Waarmee is jy besig in jou lewe, vra Jesus vandag? Hoe is jou lewe? As jy na jou lewe kyk terwyl jy hierso sit, hoe was jou gister? Hoe was jou eergister? Waarmee is jy besig? Bewaar jou hart. Bewaar wat in jou hart omgaan. Pas op wat jy sien, pas op wat jy hoor, pas op wat jy praat. Pas op wat ander vir jou sê. Hardloop weg van die verkeerde dinge en kom na my toe waar daar rus is. Want ek sal jou verkoop. Amen. Die wêreldse dinge sal jou bring tot niks nie. Die wêreldse kwaadheid, se lelikheid, se vieslike dinge wat gebeur, kom tot niks nie. Een of ander tyd gaan jy by die afgrond staan en Satan gaan jou daar bring, net soos wat hy vir Jesus probeer bring het, en hy gaan vir jou sê, kyk, jy's niks. Want jy is niks, ek het alles gevat wat jy het. Jy het niks meer nie. Hy sal jou hart steel, hy sal jou vreugde steel. Dit is miskien lekker in die wêreld vir 'n ruk. Maar weet jy wat? Môre word jy wakker, dan is dit weg. Dan is dit nie meer daar nie. Dan staan jy voor die afgrond, dan sê hy vir jou, spring, want jy het niks meer. Jy is niks nie. En dit is 'n leuen van hierdie wêreld. Dis waar Satan jou wil bring. Hy wil jou tot die situasie bring waar jy niks meer oor het. Soos Jesus gehuil het voor Jerusalem en sê, daar gaan niks van jou oorbly. Die pilare sal val. Jy sal vir die vuur sal jy vergaan. Sê hy ook vandag. Jy sal gaan en jy sal doodgaan, maar jy sal absoluut nêrens sal jy kom nie. Jy sal in die helse vuur beland met die dinge waarmee jy besig is. Kom na my toe, want ek is daar. En weet jy hoe groot is hy? Hy gee vir jou 'n keuse.
Hy gee vir jou keuse. As jy in die wêreld is, het jy nie 'n keuse nie, want die wêreld druk jou in 'n sekere plek, As jy nie meer drink, het jy nie meer vriende. As jy nie meer gee nie, dan forceer ons nog net wat in jou is, al ons ook uit. Dis die wêreld. Maar Jesus kom en hy sê, ek gee vir jou 'n keuse. Jy kies op die linkerkant of jy kies die regterkant. Enige tyd terwyl jy op die verkeerde pad is en jy na my toe kom, ek is daar, my deur is oop. Ek wil graag in jou hart inkom. Ek wil graag die verandering maak in jou hart, soos wat ek gemaak het in Jerusalem. Romeine hoofstuk 12 vanaf vers 1 sê, ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewendige, heilige, en aan God welgelukvallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat is die goeie en welgelukvallige en volmaakte wil van God. Hy gee vir jou 'n riglyn. En sê as jy by my is daar vreugde, is daar liefde, is daar genade, is daar alles wat jy nodig het in jou lewe. Om toegerus te wees, om die werk voor te sit van die Vader wat in die hemel is. Maak net jou hart oop, sê hy vandag, sodat ek kan instap en die verandering in jou lewe kan kom maak. Maak net jou hart oop en sit jou pakkie voor my neer, dan sal ek dit wegvat by jou. En jy sal die vreugde en die liefde en die genade sal jy ontvang, wat ek vir jou wil gee. Dis waarvoor ek gekom het, en dis waartoe ek op pad was, toe ek in Jerusalem ingegaan het. Simbolies het ek in hierdie stad ingegaan. En hulle wat my reeds geken het vir my alles gegee, want hulle weet. Hulle was nie bang om alles vir hom te gee nie, want hulle het geweet, die goedheid en die guns van hom is binne in hulle. Die lewe gaan nie net tot hier toe, tot ek dood is nie, maar die lewe gaan aan, verder. En dit is iets om oor te dink, en ek sê altyd hierdie ding, dat die vlees gaan tot niet, maar waartoe is jou gees op pad? Waartoe is jou hart, waarvan Jesus hier praat? Waartoe is jou hart op pad? Want dit is waaroor hy bekommerd is. Jou siel, waartoe is hy op pad? Terwyl ek besig is met die verkeerde dinge, is ek besig om my siel in die verkeerde dinge in te druk en in te dryf. En sodra my liggaam tot niet gaan, dan gaan my siel of hel toe, of hy gaan hemel toe. En wanneer hy by die hemel is, dan bly ek lewe. So ek gaan aan waarmee ek besig is. Wanneer ek hel toe gaan, gaan dit tot niet, en dit is vir ewig pyn, en daar is tot niks nie. Die keuse bly nog steeds vir jou. Hy, Jesus Christus, is daar om in jou hart te kom, restauratiewerk te doen, sodat jy die grootheid en die guns van hom kan ervaar, en kan aanhou om te bly lewe, en nie dood te gaan, en hel te gaan. Dit is nie 'n straf om die Here te dien nie. Amen. Dis nie 'n straf om die Here te dien nie, dis grootheid. Hy sê, moenie bekommerd wees oor wat jy sal eet nie, wat jy sal drink nie, wat jy sal aantrek nie. Hy sê, dis vir die sorg sal ek vir jou wees. Halleluja. Dis hoekom hy gekom het. Dis hoekom hy daar is. Want ek wil jou hart ingaan. Ek het Jerusalem ingegaan. Ek was weggestoot deur mense. Maar dit het nie by hom saak gemaak. Hy het nog steeds ingegaan. Hy het nog steeds die woord gaan verkondig. Hy het nog steeds sy goedheid en sy liefde aan ander gaan betoon. Net soos hy sy goedheid en sy liefde vandag ook aan jou wil betoon. Hy is dieselfde Vader gister, vandag, môre
en vir ewig. En ek wil vir jou 'n dag vir jou vra, voordat ons hierdie fees tydperk ingaan, dat ons ook sal luister na wat hy vandag vir ons wil sê. Kom, ek doen restaurasiewerk in jou lewe. En ek wil jou uitnooi om hier voor te kom staan as jy sê, ek het restaurasie in my lewe nodig. As jy hom aanvaar het as jou saligmaker en verlosser, dan is dit goed. Maar baie keer het ons nog steeds daai restaurasiewerk nodig. Baie keer het ons nog steeds daai genesing nodig. Dis waarvoor kerk daar is. Dis waarvoor ons hier is. Dis hoekom ons by mekaar is. Sodat ons mekaar kan ondersteun, mekaar kan vermaan, mekaar kan optel, vir mekaar die hande kan oplê, sodat ons weer die gemoed het en weer die energie het wanneer ons hier uitstap om die volgende week te kan ingaan en te weet hy lewe. Dis hoekom ons by mekaar is. Dis hoekom ons familie is. So ek wil jou nooi, kom vorentoe en kom dat Jesus jou aanraak. Want hy is die groot geneesheer. Daar is nie 'n groter geneesheer as hy nie.